Normaalweg op hierdie punt, hierdie moment van hierdie erediens, doen ons die geloofsbelijdenis, maar ek gaan dit in 'n ander formaat doen vanoggend, maar na die boodskap. Jy sien sommer dadelik ons tema vir die boodskap, net om dit saam te vat, is adventstyd, is hooptyd. Dis 'n tyd van die jaar, waar tydens ons weer moet erns maak met hoop. Dalk miskien vir 'n dieper hoop in die Here. En ons gaan so 'n paar verse lees uit Jesaja 7, 8 en 9. En jy is baie welkom om solank soontoe te blaai ook. Advent, verlede Sondag het Dominee Johan Engelbrecht bietjie gepraat oor hierdie adventstyd. En hy het vir ons weer eens herinner daaraan dat advent kom van die Latynse woord Adventus, baie dankie, Adventus, en Adventus beteken, was julle laat verlede Sondag in die erediens? Adventus, ek het gedog julle gaan dit uitroep, Adventus beteken koms, of aankoms, en juis in adventstyd word ons herinner dat Jesus het gekom. Tweede plek oor sy aankoms, maar Jesus kom ook steeds daagliks na ons toe. Maar dan in die derde plek, Jesus kom eendag weer. Dis saamgevat adventstyd. Jesus het gekom. Hy kom steeds daagliks na ons toe, maar eendag kom hy weer. Nou juis in hierdie tyd word daar tekste gelees, veral uit Jesaja 7, 8, 9 en dan somtyds tot en met Jesaja 12. En dit is die bekende Immanuels tekste of die messiaanse verwagtingstekste. Oral waarvan ons lees van die belofte, van die koms van die Messias. En vanoggend gaan ons juist dan kyk na Jesaja 8 vers 17. Maar jy kan sommer saam met my of in jou Bybel wat jy saamgebring het, volg die woorde. Jesaja 7 vers 14 wat ons so goed ken. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Jesaja 8 vers 17. Ek vertrou op die Here wat hom vir die nageslag van Jakob verberg. Op hom hoop ek. En dan Jesaja 9 bekend. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Ook bekende verse, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Groot woorde wat ons lees daar in Jesaja. Jy's in hierdie hoofstukke wat gaan oor die belofte van die koms van die Messias. Ons kernversie, 'n fokusteks vanoggend as ons praat oor hoop, is vers 17, Jesaja 8. En jy kan onsself miskien vir jou onderstreep vanoggend. 2020 vertaling lees, ek sal wag op die Here, wat sy gesig verberg vir die huis van Jakob. Ek sal op hom bly hoop. En as jy 'n potlood saamgebring het, soos baie van julle doen, ek self het altyd maar 'n potlood byderhand, omkring daai 3 woorde, wag,
verberg en hoop. Wag, verberg en hoop. Adventstyd, reg deur die eeue van die kerk van Jesus Christus, het hulle juis 4 Sondae gehad voor Kersdag. En dan veral in die vroeë kerk, daar in die eerste paar eeue, het hulle in adventstyd, hierdie 4 Sondae, en dan eintlik 4 weke voor Sondag, het hulle gelees uit hierdie tekste, uit Jesaja 7 tot en met Jesaja 12. Want dit was veral die tekste wat hulle herinner het, dat Jesus het gekom, en hy kom steeds, en hy kom eendag weer. Dit is die bekende messiaanse tekste, die Immanuel tekste, wat ons graag ook lees vandag, tydens adventstyd. So hoor gou iets daarvan vanoggend. Adventstyd is nie net die tyd van die jaar, waar die kinders hier sit met 'n baie breë glimlag, omdat die skole het gesluit. Die skole het gesluit, en die ouers is vir die eerste 2 dae, is hulle baie bly. Is julle kinders wat hier sit bly, die skole het gesluit? Julle is bly, nee. Die skole het gesluit, dis ook adventstyd. Adventstyd is ook nie net die tyd van die jaar, dat die Gautengers hier kom afpak en so welkom is, vir om die hele vakansie by ons te wees, en lekker sonskyn hier op die strande te beleef nie. Dit ook. Maar adventstyd is tog baie meer as dit. Adventstyd gaan oor wag. Wag dat iets moet gebeur. Maar hierdie wag waarvan ons vanoggend praat, is nie dieselfde vervelige wag wat baie van julle ervaar het toe julle in 'n lang queue gestaan het in Checkers op Black Friday vir daai special op die toiletpapier nie. Dis nie daai lang wag in 'n queue nie. Hierdie wag is tog anderste. Vir ons as kinders van die Here is hierdie wag meer 'n aktiewe wag. Dis 'n wag met vertroue. En die van julle wat miskien die 83 vertaling hier het, sal sien, Jesaja 8 vers 17 begin met die woorde, ek vertrou op die Here. Die 20 vertaling lees vers 17, ek wag op die Here. In die Hebreëse taal is die woordjie wag en vertrou sinonieme. En dan hoor jy sommer dadelik daarin, dat wag is 'n aktiewe werkwoord. Dit is om vertroue te hê. Dis om te wag met verwagting dat iets sal gebeur. Walter Brueggemann skryf juis oor advent. En ek wou dit nogal, ek het probeer dit vertaal in Afrikaans, want ek weet hier's baie van julle wat nie so goed is in die Engels nie, maar ek het dit in Engels gehou en lees maar net saam met my en volg saam met my wat hy probeer oordra oor advent. Hy sê, Advent is an abrupt disruption in our ordinary time. An utterly new year, new time, new life. Dis die begin van ons kerklike jaar, is adventstyd. Bietjie anders as die normale jaarlikse kalender. Begin ons kerklike jaar in adventstyd. Everything begins again. While the world around us wraps up another year, hoping for increased consumer spending and waiting for annual reports on profits, the church has already stepped into a new time to begin a season of hoping and waiting for something of much greater significance than profits or spending. Advent invites us to awaken from our numbed
endurance, and our domesticated expectations to consider our life afresh in the light of new gifts that God is about to give. Ons wag dat iets moet gebeur. Nuwe geskenke moet aan ons gegee word deur 'n liefdevolle Here. Louis Smedes sluit nogal hierby aan en ek kon dit weer eens nie vertaal in Afrikaans nie. Advent is a season of longing for Christ. We travel back in time to wait alongside those who lived before Christ came. And we sit in the present time to wait with the world for Christ, who is still coming. Wat nog daagliks na my en na jou toe kom. Interessant, as jy gou wil kyk weer na Jesaja 8 vers 17, dan sien jy, wag staan direk in verband met hoop. Wag, ek sal op die Here wag. En op die einde, ek sal op hom bly hoop. Wag staan direk in verband met hoop. En ons sê so maklik vir mekaar rondom die braaivleisvure. Weet jy wat hierdie wêreld nodig het, is die woordjie hoop. En ons dink baie keer, ons luister na die nuus op die TV, dan praat ons met mekaar daaroor, en dan sê ons vir mekaar op 'n stadium, weet jy wat ons nodig het? Ons het weer hoop nodig in ons land. En ons verstaan, ons het hoop weer regtig nodig. Maar ons leef in 'n wêreld eintlik, aan die ander kant, waar die woordjie wag, het 'n vreemde verskynsel geword. En ek dink nou dadelik aan ons omgewing in Mosselbaai, Hartenbos, het die woord wag sinoniem geword met swak diens. Hoeveel keer moet ek hoor dat iemand sê, hy het gou sy karlisensie gaan hernu, en by daai lisensiekantoor het hy ingehardloop, en sommer net weer uitgehardloop, en so toe sy karlisensie hernu. Hy het nie eers 5 minute gewag nie, en dan voeg ons daai woorde by, dit was nou goeie diens. Aso wag baie keer vir ons iets geword het wat sinoniem is met swak diens. Waar ek moet wag, daar kry ek eintlik swak diens. Maar ons word uitgenooi in adventstyd om te wag op die Here, wat dan 'n ander tipe wag is. Dis meer 'n aktiewe wag. Interessant, daai bekende ou kerkvader Augustinus het gesê daar's 2 goed wat 'n mens se siel eintlik doodmaak. Die een is wanhoop en die ander een is vals hoop. En is tog vir my interessant, dink saam met my, hoe maklik ons meegesleer raak met wanhoop. Bad news. Jy sien 'n klip van slegte omstandighede. Ek moet dit share. Ek moet dit aanstuur op Facebook of YouTube, videoetjie. Ons word maar maklik meegesleer deur wanhoop. Net na die eerste diens, jy's bietjie ook daaroor gepraat, kom deel iemand met my en hy sê vir my, die beste teken, heidaglik, word gesê in ons land, Suid-Afrika, van wanhoop, is die ongelooflike toename met online dobbel. En die mense, dit wat in beheer is daarvan, wil nie hê ons moet geld maak nie. Hulle wil eerder hê jy moet maar geld verloor. Maar interessant, wanneer ons so vatbaar raak ook vir wanhoop, dan toon navorsing vir ons dat ons maklik ook toeganklik is vir vals hoop. Wanhoop maak jou meer oop vir vals hoop. Dis nou veral daai fake news waarvan ons ook so baie keer praat. Ons hardloop dan so maklik agter scams en schemes. En kom ons wees nou maar eerlik, ons word soveel keer gewaarsku
teen al hierdie geldskemas en goed, wat ons hoor, maar ons val nog daarvoor. Dalk miskien omdat ons so vatbaar is en meegesleer word met wanhoop, en op die ou einde ontvanklik is vir vals hoop. Die wonderlike nuus is, dat ons as mense is deur God wonderlik geskape om met hoop te lewe. Ons is gemaak vir hoop. En dis dan wonderlike nuus, nê, om te hoor vanoggend. Ek en jy is deur die Here so bedraad en aan mekaar gesit, dat ons mense, wesens kan wees, wat met hoop kan lewe. Ons is gemaak vir hoop en ons lees dit af uit twee goed, dat die Here het vir ons, eerste plek, 'n verbeelding gegee. Want daarmee saam het ons geen beheer oor die toekoms nie. Ons kan 'n goeie toekoms onsself in verbeel en dink hoe gaan dit wees? Maar ons het geen beheer daaroor nie. Die tweede plek kom ons agter, maar ons is gemaak deur die Here vir hoop, omdat ons as mense, kom ons agter, is maar almal net reisigers in hierdie wêreld. Ons is mense wat altyd maar aan die beweeg is. Dit was nie so seer verkeerd dat daai juffrou vir jou gesê het in graad 4 dat jy het mure in jou broek nie. Want ons is altyd aan die beweeg. Nie so seer van plek tot plek nie, maar van tyd tot tyd. Ons bly reisigers in hierdie wêreld. En dan verstaan ons, maar ons is gemaak deur die Here om werklik met hoop te lewe. Waarvan praat ons? As ons praat van hoop, juis in hierdie adventstyd. Maar kom ons sê eers gou vir mekaar, wat is hierdie hoop nie? In die eerste plek, hierdie hoop is nie 'n blindelingse optimisme nie. Dis nie om te sê, maar ek is nou al redelik al ver oortrokke in my bankrekening, en ek weet nie of ek in die volgende 6 maande regtig iets daaraan sal kan doen nie. Maar ek hoop maar vir die beste. Ek hoop alles sal alright wees. Dis ook nie werklik die hoop waarvan ons praat nie. In die tweede plek is hierdie hoop van ons, waarvan ons praat, nie 'n visie nie. 'n Visie is mos 'n prentjie van 'n beter toekoms. Hoop waarvan ons praat is tog baie meer as dit. In die derde plek, hoop is ook nie 'n ontkenning van slegte goed in ons lewens nie. Om nou veral hier in adventstyd aan die einde van die jaar te kom en nou te sê, maar ek wil nou 'n nuwe blaadjie omslaan. Ek vergeet nou bietjie van die slegte goed. Interessant. En kyk, sien dit raak saam met my vanoggend. Hierdie hoop waarvan ons praat, word juis gebore in slegte omstandighede. Dis 'n hoop wat nie slegte goed in ons lewens ontken nie, maar juis vanuit dit kan lewe met hoop. Kyk net weer saam met my na hierdie wonderlike teksvers. Ek sal wag op die Here, wat sy gesig verberg vir die huis van Jakob. Hy het sy gesig toegehou in hierdie donker, slegte tye. Maar ek sal op die Here hoop. Dis 'n vers wat staan tussen hierdie voorspellings, hierdie hoofstukke, wat sê daar kom 'n Messias. Hier is belofte waaraan jy kan vashou. Belofte van hy is op pad. Hy kom, hy gaan lig bring. Het jy gesien, Jesaja 8 vers 17 is geskryf voor Jesaja 9. Voordat die lig wat gaan kom aangekondig is. Dis geskryf juis in donkerte, moeilike omstandighede. En dan moet hulle hoor in Jesaja 9, daar gaan lig deurbreek. As jy kans kry vanmiddag, lees Jesaja 8. So 'n wonderlike hoofstuk voor Jesaja 9. Jesaja 8 beskryf die donker omstandighede, hoe die lewe regtig donker was vir hierdie mense. En dit is die donkerte wat die lig van Jesus sou kom verbreek.
Ons lees daarvan in Jesaja 8. Daarom sing ons, stille nag, heilige nag, lank verwag. Ons wag op dit wat moet gebeur. En daarom vanoggend, en ons bely dit so maklik, en ons sê dit vir mekaar, Christus is ons hoop. Ons verwag hom. Hy is ons hoop. Maar ek het nou nog nie heeltemal uitgekom by die vraagie, waarvan praat ons? Wat is hierdie hoop? Ek het self sommer in hierdie week 'n bietjie gesit en toe skryf ek vir my 'n eie definisie in Afrikaanse omgangstaal. En kyk of dit dalk resoneer met dit wat jy ook verstaan van iemand wat met hoop lewe. Dis iemand wat kan sê, ek lewe met 'n bepaalde aanvoeling. Om hoop te hê is om met 'n aanvoeling te leef. Ek noem dit ook 'n sekere intuïsie in die lewe. 'n Aanvoeling dat ek okay gaan wees. Ek het genoeg. Ek is genoeg. En dinge sal op die ou einde vir my goed uitwerk. Dit lyk vir my, dit is die hoop waarvoor ons gemaak het en waarmee ons elke dag ook kan leef. Wie van julle lees graag Dion Meyer se spanningsverhale, moordstories, die boeke, daai dikkes? Hier's een hand, is daar nog? 2 hande, 3de hand. Nou ek het gehoor by julle wat omtrent al die boeke gelees het. En help my as ek nou nie reg is nie. Ek verstaan dat julle lees tot min of meer op bladsy hoofstuk 4. En dan wil jy weet wat gebeur nou met hierdie karakters, wie is eintlik die moordenaar, en dan spring julle almal omtrent na die laaste hoofstuk toe. Dan kyk julle wat het gebeur met almal. En dan as jy die laaste hoofstuk gelees het, dan spring jy weer terug. En dan lees jy verder van hoofstuk 4 af. En julle sal nou weet, dan lees jy daai boek verder heeltemal anderste. Want jy weet wat gaan op die ou einde gebeur. En dis vir my nogal 'n goeie metafoor, dankie daarvoor, vir hoop. Hoop is om met hierdie aanvoeling te leef. Ek gaan okay wees. Dinge gaan goed uitwerk vir my. My hoop is tog in die Here. Dis om met hierdie intuïsie te leef. En jy leef regtig anderste as jy met hoop kan leef in hierdie lewe. Kom ons maak dit gou prakties en ek is amper klaar. Waarin is ons hoop ten diepste gesetel? Waarin lê my en jou hoop, waarmee ek en jy elke dag kan opstaan in die oggende en ook in die aande gaan slaap? Julle gaan nou lees Jesaja 8, maar nog 'n gedeelte is 1 Johannes 3, 'n wonderlike hoofstuk, wat jy net op 'n Sondagmiddag in jou lekker gemaklike stoel kan sit en rustig lees. Daarso in vers 3 kom Johannes en hy praat met ons oor hoop. En hy sê ons het 'n vaste hoop in God. En dan verduidelik hy in die res van die hoofstuk, waarin is ons hoop ten diepste gesetel. En hy sê eenvoudig in daai hoofstuk, jou hoop is gesetel in die feit dat jy in God se liefde vir altyd gehou word, vasgehou word. Pragtige Engelse woord, contained. To be contained and sustained by the love of God. Jy word vasgehou en jy word ook onderhou deur God se liefde. Jy is in daai eerste vers bekend aan ons almal. Sê Johannes, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En dan staan hy die spyker sommer weer in. En dan sê hy, en ons is dit ook. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het.
Ons word gehou in hierdie liefde, wat alreeds bewys is. God het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur. God het mens geword. God het menslike vel aangekry. Hy het onder ons kom woon, soos ons, vir ons. God het dit reeds sy liefde aan ons bewys. Ook daar aan die kruis, wanneer sy seun sy laaste asem uitblaas, doen hy dit vir my en vir jou. Hy het dit kom wys, hy het dit reeds kom bewys. Dis sy liefde waarin ons is op hierdie oomblik. Jeremia, die bekende profeet, gaan haal dit ver as hy sê die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde. Tydens die eerste diens het ek vir die kinders wat daar was gevra, maar wat is 'n ewige liefde? En hulle het so pragtige antwoord. En nou in die tweede diens wil ek weer vra, wat is 'n ewige liefde? ‘n ewige liefde, baie dankie, julle antwoorde is so in die kol. 'n ewige liefde is 'n liefde wat geen begin het nie. Dis ook 'n liefde wat geen einde het nie. Dis ook 'n liefde wat eintlik geen goeie rede het nie. Dis die liefde waarin ek en jy gehou word, vir altyd, maar is ook vir nou. Dis 'n ewige liefde. En daarom bid Paulus. Hy's op sy knieë en hy bid vir gelowiges. Ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Wat beteken hierdie woorde? Dit beteken eenvoudig dat God se liefde is die grond vir die rede, die basis van jou bestaan. Ek en jy het wortel geskiet in God se liefde. Al ons lewe, al ons groei, kom uit hierdie liefde van God. En ek en jy, hoor net, is nou in God se liefde. Contained. Ons word gehou, vasgehou deur God se liefde. Dis waarin ons hoop ten diepste gesetel is, hier en vir die dae wat kom. Ek wonder maar net, waartoe word jy vandag, in hierdie tweede Sondag van Adventstyd, uitgenooi? Dalk word jy uitgenooi om te bid, om met die Here te praat oor jou hoop. Dalk wil jy vir die Here vra, net soos Paulus, dat Christus in jou hart sal woon. Ja, hy woon reeds in jou hart, maar dalk met 'n nuwe bewustheid van sy liefde in jou lewe. Jy kan daarvoor vra. Dalk word jy uitgenooi om vir die Here dit te bid in hierdie week wat voorlê. Maar dalk word jy ook uitgenooi, soos Walter Brueggemann sê, ons moet soms teruggaan in Adventstyd. Terug na hierdie mense toe in Jesaja, om saam met hulle ook te wag, in afwagting, vir dit wat die Here vir jou wil gee, vir 'n nuwe aankoms, 'n nuwe ontmoeting, deur sy geboorte, in jou lewe, dalk miskien vir 'n nuwe seisoen, dalk is die woordjie wag, vir jou die woordjie wat jy moet vasvat, vir hierdie week wat voorlê. Of dalk word jy net uitgenooi vanoggend deur 1 Johannes 3 vers 1. Kyk, gaan kyk, kyk dieper, kyk nader, kyk fyner, watter groot liefde die Vader aan jou bewys het. Gaan kyk, hoe jy kan leef in sy liefde, want daarin is ten diepste ons hoop gesetel. Ek onthou nog baie goed, as ek daarmee kan afsluit,
Jare gelede, is nou regtig 'n hele klomp jare, was ek in so standaard 2, standaard 3 rond. Ek het groot geword in Amanzimtoti, daar by die see onderkant Durban, aan die Natalse suidkus. Soos baie erwe ook daar, het sulke hoë prekons gehad, en ons hek was gemaak uit sulke houtplanke. Maar dit was so hoog geweest dat ek net daaroor kon loer. Maar ek het geweet elke dag, my pa het huis toe gekom, 5:30 in die aande. Dit elke aand, ek het geweet. En dan normaalweg, so net na 5 in die middag, het ek daar gaan staan, by die hek. Dan het ek op my tone gaan staan. En dan het ek so oor die hek geloer en gekyk na al die karre wat in aankoms was, om te kyk, watter een is my pa se motor, wanneer hy by die huis gaan terugkom in die aande. En dit is adventstyd. Adventstyd word ons almal uitgenooi om op ons tone te staan en om weer te wag. Ek het 'n gebed saamgebring wat ek in hierdie week gekry het. Dit is ook bekend as 'n adventsgebed. En ek gaan dit nou vir ons bid. En jy is baie welkom om te volg op die bord en dit saam met my ook te bid. Die Here is heerlik en verhewe. Here, laat U lig oor ons harte en lewens skyn. U kerk is dikwels in nood en smart. Here, toon U krag en verlos ons van die kwaad. Soms ervaar ons nie U nabyheid nie. O Here, laat die lig van U aangesig weer oor ons skyn. U is die herder van die kerk. Here, lei ons in ons pad en begelei ons in ons wandel. In hierdie adventstyd staan ons op ons tone. Ons wag en hoop, vol verwagting. Immanuel, kom woon in ons midde en dring ons lewens binne. Amen. Baie dankie, ons kan afsluit ook vanoggend met daai bekende lied oor God se liefde. Besing die lof van Jesus saam. So lekker lied wat ons uit ons harte ook kan sing en die Here te eer. Want dis waarin ons hoop ten diepste gesetel is die feit dat ek en jy daagliks in God se liefde leef. Kom ons staan, vers 1, 2 en 5, en dan bly ons staan, dan ontvang ons ook die seën van die Here. Daai bekende Romeine 15 vers 13 gaan ek julle ook mee seën en ontvang dit ook van die Here. Kom ons staan. Baie dankie, dit was lekker geweest saam met julle in 'n erediens vanoggend.
Net met hande opsteek, wie van julle ontvang in hierdie komende week familie wat by julle kom kuier, kom vakansie hou? Hande op, net 'n paar van julle. Die volgende week kom julle mense die week daarna. Maar ons bid regtig vir mekaar dat dit 'n wonderlike kuiertyd saam met julle mense sal wees en mag julle regtig die vrede en die vreugde van die Here so saam ook beleef. Ek wil julle seën met die woorde uit Romeine 15 vers 13. Julle ken dit goed. Waar Paulus skryf, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.